Hallo graad 4's, welkom. Ek is so opgewonde julle is hier. Vandag gaan ons saam oefen vir die eksamen, maar ons gaan dit op 'n super prettige manier doen met 'n vinnige vasvraag oor konflikhantering. Is julle reg hiervoor? Reg. Kom ons spring dadelik weg. Ons gaan nou eers so 'n bietjie opwarm, né? Net om seker te maak ons breine is aangeskakel en gereed vir die vasvraag wat voorlê. So, is jy gereed? Ek dink so. Nou, voor ons begin, onthou, hierdie is glad nie 'n skrikwekkende toets nie. Okay? Dis net 'n lekker speletjie. Die hele doel is om jou te help sodat jy soos 'n superster voel vir die regte eksamen. So haal diep asem, ontspan en kom ons geniet dit sommer. En daar gaan ons. Dis tyd vir die groot vasvraag. Al wat jy hoef te doen is om jou beste te probeer. Onthou, ons is hier om te leer, so elke antwoord is 'n goeie probeerslag. Kom ons kyk na daai eerste vraag. OK, hier kom vraag nommer 1. Dink 'n bietjie. Wat is dit wat partykeer maak dat mense met mekaar stry of selfs beklei? Met ander woorde, wat veroorsaak konflik? Denk. Het jy al 'n idee in jou kop? En daar's die antwoord. sien jy? Dis eintlik doeteenvoudig. Konflik gebeur wanneer mense verskillende dinge wil hê, soos ek wil buite speel, maar jy wil binne bly, of ons stem net glad nie saam oor iets nie. As jy dit geweet het, wel gedaan. Reg, volgende vraag, vraag nommer 2. Hoekom is dit nou eintlik so belangrik om konflik te probeer vermy? Hoekom voel alles net beter as mense lekker oor die weg kom? Dink gou daaroor. Kom ons kyk wat die antwoord is. Ja, presies, want dit help almal om oor die weg te kom, om gelukkig te voel, en dit is soveel minder stresvol, né? Niemand hou van daai benoue gevoel as mense stry nie. So ja, minder konflik beteken beslis meer glimlagte oral. OK, vraag 3. Kom ons dink nou 'n bietjie aan jou huis, aan jou gesin. Kan jy dink aan net een dingetjie wat jy kan doen om te help dat daar minder konflik by die huis is? Net een manier. Het jy iets in gedagte? Kyk hier is 'n hele paar goeie antwoorde. En weet jy wat? As jy enige een van hierdie gekies het, is jy 100% reg. Dink daaraan, net om asseblief en dankie te sê. Dis so maklik, maar dit wys vir jou familie jy respekteer hulle. En as mense voel jy respekteer hulle, is daar sommer baie minder rede om te stry. So ja, goeie maniere is nogal soos 'n superkrag. Reg so, ons het nou oor die huis gepraat, kom ons skuif oor na die skool toe. Vraag 4. Gee een manier om konflik by die skool te vermy. Wat kan jy in die klaskamer of op die speelgrond doen om dinge rustig te hou? Dink aan een ding. Kom ons kyk na die antwoorde. En kyk net hier, weer eens, 'n hele lys van goeie antwoorde. Net om vriendelik te wees met almal. Wow, dit maak 'n reuse verskil. En onthou, as jy ooit voel 'n situasie is te groot vir jou, is dit altyd 'n goeie idee om 'n onderwyser te vra om te help. Julle is briljant. OK, nou vraag 5. Soms gebeur konflik. Maak nie saak hoe hard ons probeer om dit te keer nie. Dis deel van die lewe. So, die vraag is, wat is 'n positiewe manier om konflik te hanteer as dit wel gebeur? 'n Goeie manier. Dink 'n bietjie daaroor. Reg, kom ons kyk mooi na hier 'n paar voorbeelde. Kyk na die positiewe kolom, die een met die duimpie wat opwys. Om rustig te praat, om regtig te luister na die ander persoon en om saam te werk om 'n oplossing te kry. Dis die kampioen manier. Maar kyk nou na die negatiewe kant, om te skree of om net te maak asof die probleem nie bestaan nie. Dit help glad nie, né? Dit maak dinge eintlik net erger. So ons kies altyd die positiewe manier. En hier is ons laaste vraag. Vraag 7. Hierdie een gebruik 'n paar groot woorde. 'n Ineenstorting in kommunikasie. Klink nogal ernstig, né? Maar moenie bekommerd wees nie, dis glad nie so ingewikkeld nie. Wat dink jy beteken dit? Kom ons kyk. En daar is dit. Dit is basies wanneer mense mekaar heeltemal verkeerd verstaan. Ken jy daai speletjie telefoon, waar een persoon 'n sin fluister en teen die tyd dat dit by die laaste persoon kom, is dit 'n heeltemal ander storie. Presies, dis 'n ineenstorting in kommunikasie. En daai misverstande, dit kan maklik tot 'n groot bekleierery lei. So dis superbelangrik om seker te maak ons verstaan mekaar reg. En dis dit. Dis die einde van ons vasvraag. Julle het absoluut fantasties gedoen. Ek is super trots op julle. Kom ons vat net gou alles saam. Sjoe, mooi so. Jy het die hele vasvraag voltooi. Gee jouself 'n lekker klop op die skouer. Elke liewe vraag waaroor jy gedink het jou brein net 'n bietjie sterker gemaak vir die eksamen.
So, as daar net een ding is wat jy vandag onthou, laat dit hierdie wees. Die allerbeste manier om enige probleem op te los, is om rustig te praat en mooi te luister. Dis die goue reël. Dit werk elke keer. Na vandag se oefening is jy so reg vir daai eksamen. Stap daarin met jou kop omhoog, want jy ken jou storie. Onthou net wat ons vandag geoefen het en doen jou allerbeste. Baie sterkte. Ek weet sommer jy gaan dit uit die park slaan. Totsiens.